Vandag is dag 12 in ons 40 dae lentereis Harte aan die brand. Oh, praise his name, the high King of kings. Come, voices raised, with all that breathes, praise the Father, the Son, and Holy Ghost. Ons teksgedeelte vandag is Genesis 29, vers 31 en 32. Ek gaan dit lees en dan, soos wat jy luister, vra vir die Here om vir jou 'n woord of 'n frase of 'n gedagte uit te lig wat jy dalk vandag moet hoor. Die Here het gesien dat Lea die nie geliefde is en hy het haar moederskoot oopgemaak. Maar Rachel was onvrugbaar. Lea het swanger geword en aan 'n seun geboorte gegee. Sy het hom Reuben genoem, want sy het gesê, ja, die Here het my ellende raak gesien, want nou sal my man my lief hê. Luister weer. Die Here het gesien dat Lea die nie geliefde is, en hy het haar moederskoot oopgemaak, maar Rachel was onvrugbaar. Lea het swanger geword en aan 'n seun geboorte gegee. Sy het hom Reuben genoem, want sy het gesê, ja, die Here het my ellende raak gesien, want nou sal my man my lief hê. Dit is vir my opvallend hoe eg die mense in hierdie Bybelse verhaal is. Dit is so duidelik die vrese van hierdie vrou, die vergelyking wat plaasvind in daai familie, die seer van onbeantwoorde liefde, die verlange, en dan is dit die Here wat die hoop bring. Ek voel net watser ongemaklike verhoudings is daar tans in jou lewe. Is daar spasies waar daar konflik is, of dalk voel jy afgesluit van iemand, en dan het jy dalk ook die behoefte dat God binne daai verhouding, dalk binne daai familie, dalk binne die werksverhoudinge waarin jy is, nuwe moontlikhede vir jou moet oopmaak. Neem 'n paar oomblikke om jou gekompliseerde verhoudings na die Here toe te bring, en dan word jy bewus daarvan dat die Here jou en jou verlange binne in daai gekompliseerde verhoudings raak sien. En dan vra vir die Here, wat is die nuwe moontlikhede waarvoor jy graag wil bid binne in daardie konteks van jou lewe. Gebruik die volgende paar minute om met die Here hieroor te gesels.
Lea se storie wys vir ons uit hoe diep mense se begeerte is om gekies te word. En hoe seer dit is as jy nie gekies word nie. Vandag se vertaling het dit eintlik so mooi gesê. Dit laat ons voel soos die nie geliefde. En dalk identifiseer jy nie dadelik daarmee nie, maar dalk is daar 'n spasie in jou lewe waar jy wel mense se liefde probeer verdien. As daar so iets is, vra vir die Here om dit vir jou uit te wys. Is daar dalk mense wie se goedkeuring jy najaag? Vra vir die Here om dit vir jou uit te wys. Vra vir die Here om vir jou te wys of daar dalk 'n plek is waar jy jou waarde aan mense se beeld van jou koppel. Dat jy jou waarde heg aan wat ander mense van jou dink. Is daar dalk 'n naam wat jy vir jouself eers toegeëien het? Nie genoeg nie. Onsigbaar. Tweede beste. Ongewens. Nie geliefde. Spandeer 'n paar oomblikke saam met die Here, dat hy ook net vir jou dit uitwys, as daar enige iets van hierdie goed wat ons nou oor gepraat het in jou heers. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek verseker kan weet, dat U my sien, dat U alles van my sien, my vreugde, my skaamte. U sien die plekke waar ek voel dat ek nie genoeg is nie, waar ek voel dat ek verwerp word. Here, U sien selfs die trane wat ek nooit gehuil het nie. U sien die stories wat ek oor myself, vir myself vertel. En ek bid Here dat U my sal help om nie in daardie stories te leef nie, maar in U waarheid. En mag daardie waarheid my vrymaak van die stories wat ek opmaak oor myself. Die mag wat ek aan ander gee om my waarde te bepaal. En dan mag U waarheid dat ek 'n geliefde kind van God is, my werklik vrymaak. Mag ek nie ooit voel soos 'n onsigbare mens nie, maar een wat deur die almagtige Vader gesien word. Maak my los van enige manier waar ek myself met ander vergelyk en daardie vergelyking my vrede steel. Ek bid Here dat U my vry sal maak van jaloesie en bitterheid en daardie behoefte om myself te bewys. Leer my om te seën eerder as om my aan ander te meet. Leer my om dankie te sê eerder as om nog seën na te jaag. Leer my om my plek te aanvaar as U geliefde kind. So in vandag se teks, Here, het U vir Lea haar moederskoot geopen, 'n teken van U genade. Here, ek bid dat U ons sal herinner dat U kan oopmaak dit wat toe voel, of dit ons toekoms is, of dit 'n doodloopstraat by die werk is of in ons verhoudings. Here, ons vertrou U vir dit wat toe is. Mag U vir ons 'n nuwe moontlikheid oopmaak. Maak my hart oop. Maak my kop oop. Maak my mond oop om ander te sien en seën. Maak my oë oop om U goedheid oral raak te sien. Amen.